Hallo almal, in hierdie video bespreek ek kongruensie in driehoeke en ons gaan 'n paar lekker voorbeelde doen. Nou wat is kongruensie? Kom ons kyk gou na die 3 sketse. In die eerste skets kan jy sien daardie figuur is gereflekteer. Daar is die spieelbeeld. Die tweede skets, daardie figuur is geroteer. En die derde skets het daardie vierhoek 6 eenhede na regs en 1 eenheid afgeskuif. Dus kan ons sê die figuur is getransleer. Die tweede figuur in elke paar het dieselfde hoeke, sylengtes, grootte en oppervlakte as die eerste figuur. Die tweede figuur is daarom 'n akkurate kopie van die eerste figuur. Wanneer een figuur presies 'n kopie van 'n ander figuur is, dan is die figure kongruent. Die woord kongruent kom van die Latynse woord congruere, wat beteken om saam te stem. Figure is kongruent indien hulle presies op mekaar pas. Die simbool vir kongruensie is, dit lyk soos 'n is-gelykaan met nog 'n ekstra streepie. As ek nou vir jou daardie 2 driehoeke gee, ons kan die kongruensie dan skryf as driehoek ABC met die 3 is-gelykaan wat dan kongruent beteken aan driehoek KML. En dit beteken daardie 2 driehoeke is presies ewe groot. Kom ons kyk nou na die notasie van kongruente figure. Wanneer ons kongruente figure benoem, word dit gedoen dat die ooreenstemmende hoeke in dieselfde volgorde genoem word. Nou as jy nou na daardie kyk, die figuur, dan kan ons sê dat hoek M is gelyk aan hoek E en hoek N is gelyk aan hoek U en natuurlik sal hoek O gelyk wees aan hoek T. Daarom gaan jy dit nou so skryf. Ons gebruik dus die notasie. Driehoek MNO is kongruent aan driehoek EUT. Met ander woorde, die hoeke wat jy nou in daardie posisie, M is gelyk aan E, N is gelyk aan U, O is gelyk aan T. Dan weet elke wiskundige wat nou daar aangaan. Die notasie van kongruente figure toon ook aan watter sye van die 2 figure ooreenstem en ook gelyk is. Nou as ek vir jou gee in driehoek M en O kongruent aan driehoek EUT, dan wys dit nou in terme van die sye dat sy, en mens maak sommer so, MN is gelyk aan sy EU en sy NO is gelyk aan sy UT en sy MO is gelyk aan sy ET. Nou dat jy weet wat kongruensie is daar 4 voorwaardes vir driehoeke om kongruent te wees. Ek gaan dit nou met jou bespreek. Die eerste een is, indien 3 ooreenkomstige sye van 2 driehoeke gelyk is hulle kongruent. So kom ons doen dit nou aan die hand van 'n voorbeeld. Die vraag sê, bewys dat driehoek DEF kongruent is aan driehoek DFG. So ons begin, ons rede wat ons kan gebruik is dan sy. Ons begin altyd deur te sê in driehoek DEF en driehoek DFG. Kom ons kyk. Sy DE is gelyk aan DG. Dit is vir ons gegee. Sy EF is gelyk aan FG. Dit is ook vir ons gegee. En dan in terme van sy DF, dit is die gemeenskaplike sy. So mens skryf DF gelyk aan DF. Dus kan ons sê,
Driehoek DEF is kongruent aan driehoek DGF en ons rede sy. Ons tweede voorwaarde vir kongruensie is as twee sye en die ingeslote hoek van die twee driehoeke gelyk is hulle kongruent. Nou die afkorting wat ons sal gebruik is sy, hoek, sy. En kan jy sien, die hoek is ingesluit. Nou as jy op die skets kyk, gaan ek gou vir jou iets wys. Sê nou maar, ons het daardie sy gelyk aan daardie sy en daardie sy gelyk aan daardie ene. Dan sal die ingeslote hoek, hoek E1 en hoek E2 wees. Nou goed, dit gaan werk vir kongruensie. Twee sye en 'n ingeslote hoek. So kom ons bewys nou vir driehoek DEF kongruent aan driehoek EGH. So ons begin altyd met ons stelling. In driehoek DEF en driehoek EGH kry ons DE gelyk aan EH en dis gegee. Hoek E1 is gelyk aan hoek E2 en die rede is, hulle is regoorstaande hoeke. En laastens het ons dat sy EF gelyk is aan sy EG en dit is ook vir ons gegee. Daarom is driehoek DEF kongruent aan driehoek HEG en ons rede sy ingeslote hoek sy. Ons derde voorwaarde vir kongruensie is as twee hoeke en 'n ooreenstemmende sy gelyk is die driehoeke kongruent. En ons kan dit afkort as hoek, hoek, sy, of sy, hoek, hoek, of hoek, sy, hoek. Met ander woorde, daar het jy 'n hoek en 'n hoek, en 'n hoek en nog 'n hoek, en 'n sy en 'n sy. En dis baie belangrik, die hoeke moet in dieselfde plek relatief tot die gelyke sye wees. Gelyke sy wees. Nou goed, die vraag sê, bewys dat driehoek DEF kongruent is aan driehoek GHJ. So ons begin. In driehoek DEF en driehoek GHJ kry ons hoek D is gelyk aan hoek G, dit is vir ons gegee. Hoek E is gelyk aan hoek H, dit is ook vir ons gegee. En sy EF is gelyk aan sy HJ, dis vir ons gegee. Daarom is driehoek DEF kongruent aan driehoek GHJ. En ons rede, hoek, hoek, sy. Die vierde voorwaarde vir kongruensie vind ons nou in 'n reghoekige driehoek. Indien twee reghoekige driehoek 'n gelyke sy en 'n gelyke skuins-sy besit, dan is hulle kongruent. En ons rede is dan R skuins sy. So die R staan vir die regte hoek, skuins sy. En daar kan jy nou sien, DF moet gelyk wees aan FG. Onthou, ons vind die skuins sy is die sy wat teenoor die regte hoek staan. Nou goed, kom ons kyk. Die vraag sê, bewys dat driehoek DEF kongruent is aan driehoek EGF. En ons begin. In driehoek DEF en driehoek EGF vind ons nou die volgende. Sy DF is gelyk aan FG en jou rede is die skuins sye is gelyk. Hoek E1 is gelyk aan E2. Dit is aangedui op die skets dat dit die regte hoeke is. En dan sy EF is gelyk aan EF, want as jy na die skets kyk, dan sal jy sien, dit is die gemeenskaplike sy. Dus is driehoek DEF kongruent aan driehoek FEG en ons rede
regte hoek, skuin sy, sy. Voorbeeld 5. Is die volgende driehoeke kongruent? Gee 'n rede vir jou antwoord. Nou, as ons na nommer 1 kyk, hieronder is nou maar net die redes. Wat sien jy daar? Daardie twee driehoeke is nie kongruent nie. En die rede is, hulle moet 'n ingeslote hoek hê. So as dit dalk daardie hoek was, dan was hulle wel kongruent, maar op hierdie stadium is die hoek nie ingesluit nie. Figuur 2, daar sien jy nou 3 sye wat gelyk is. Met ander woorde, ja, dit is kongruent en jou rede, sy, sy, sy. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy's ook baie welkom om kommentaar te lewer of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Nog steeds voorbeeld 5. Is die volgende driehoeke kongruent? Gee 'n rede vir jou antwoord. Nou goed, as jy na figuur 3 kyk daar, wat sien jy? Jy sien 2 hoeke en dan is dit nie aangedui dat daar 'n sy is wat gelyk is nie, maar dis baie duidelik dat daardie 'n gemeenskaplike sy is. Met ander woorde, ja, die 2 driehoeke is kongruent en ons rede, hoek, hoek, sy. En dan nommer 4, daar vind jy 2 reghoekige driehoeke. Maar, wat het ek vir jou gesê? Die skuinsye moet ook gelyk wees. En kan jy sien, hulle lyk sommer klaar nie gelyk nie. Dus, daardie 2 driehoeke is nie kongruent nie, want die skuinsye moet gelyk wees. In die volgende video bespreek ek tipiese vrae wat jy in die eksamen kan verwag oor meetkunde. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.